Goeiemôre geliefdes. Ek groet jou uit 'n lekker sopnat Witbank uit. Ons is nou terug van die kinders in die Noord-Kaap af en alles is weer terug na normaal toe hier by die huis. Hier is ons weer besig met al ons dingetjies en weer lekker bevoorreg om vandag vir jou die boodskap te bring. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank en dis vir my 'n groot voorreg om my program met jou te deel. My program se naam dan kom luister na die hartklop van God en ek glo vas dat Vader my gebruik as instrument om vandag met jou te praat, vir jou te sê dat hy jou baie liefhet, dat jy die appel van sy oog is en dat hy altyd by jou is en altyd na jou sal kyk. Kom ons sluit die oë. Onse Vader wat in die hemel is, vir vandag kom ons met opregte harte na U toe, Here, en sê dankie, Here, dat U elke dag nog met ons bemoeienis maak, dat U elke dag nog vir ons deurkom, elke dag nog tyd afknip vir ons, Here, en elke dag ons gebede verhoor, dat U altyd by ons is, dat U die Heilige Gees die heeltyd om ons is, by ons is, in ons is en deur ons werk, dat ons altyd kan weet dat ons nooit, maar nooit ooit alleen is nie. Vader, ek wil dan so vra dat hierdie boodskap vandag die ore bereik wat dit moet bereik en dat U hierdie boodskap sal seën, Here. Vader, ek weet in die tye waarin ons leef, is dit vir ons as kinders van God van kardinale belang om elke dag die woord te hoor en elke dag te kan hoor hoe dat U met ons praat. En Vader, dat ons in geloof sterk sal bly staan en sal vashou aan U beloftes in hierdie liefdesbrief van U aan ons. Waar ons kan weet, as ons in U is en U in ons is, sal dit met ons wel wees. Dankie daarvoor, Vader. Ek bid dan nou seën elke toehoorder van hierdie boodskap en laat hierdie woord rema in hulle harte word. Laat hulle dit sal ervaar asof U self met hulle praat, Here. Ek is maar net 'n instrument. Lei my, wys my, leer my en dra my, my God. In Jesus naam. Amen en amen. Ek behandel nog steeds met julle die boekie van die Here is my herder deur Jurgens Ras. Ons is amper klaar. Ek kan amper sê ek dink volgende week se boodskap sal dan die laaste een uit hierdie boekie uit wees. En wow, het ons nie baie geleer rondom Psalm 23 nie. Geliefdes, ons is so bevoorreg om nog die woord te kan luister, die woord te kan deel, vir mekaar te kan bid en vir mekaar te kan intree in die tye waar ons leef. Ek het net weer in hierdie week 'n video gesien van 'n man wat gestenig word omdat hy weier om Jesus Christus te deny, om die Engelse woord te gebruik. Hy weier en hulle het vir hom doodgegooi met klippe. Ons is so bevoorreg. Kom ons doen dit in abundance, kom ons doen dit mildelik, kom ons doen dit daagliks, kom ons spandeer baie tyd in Jesus, in sy woord, en Vader, Heilige Gees sal die heeltyd met ons wees, as ons net bereid wees, om ons tyd aan die Here af te staan, om die tyd uit te koop, is so belangrik. Ek lees ons Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam, selfs al gaan ek deur
donker dieptes sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal sit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ekskuus geliefdes, ek het so 'n bietjie van 'n verkoue. Ons gaan daarmee. Onfeilbare goedheid, genade en liefde. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Psalm 23 vers 6 uit die ou vertaling. Die skape kom nou al 'n lang pad saam met die herder. Hulle ken die herder teen die tyd. Hulle ken sy liefde en versorging en weet dat hy altyd daar is vir hulle. Daar is niks om oor bekommerd of angstig te wees nie. En hulle weet instinktief dat net goedheid van die herder se kant af sal kom. Vers 6 is baie sterk stelling van Dawid. Hy spog openlik hier met sy herder en maak sy absolute vertroue bekend in die herder, wat sy lewe, toekoms en lot in sy hande het. Hy begin die vers deur letterlik in Hebreëus te sê: sonder twyfel, sonder enige twyfel, weet hy net God se goedheid of goedertierendheid en sy genade en liefde. Guns, ou vertaling, is soos die woord vir genade in die nuwe vertaling. Dit is sy onfeilbare, ontwrikbare verbondsliefde, sal hom volg al die dae van sy lewe. Hy sê uitdruklik, al die dae van sy lewe. Nie net hierdie week of volgende week, of as dit met jou goed gaan, of as jy baie geldjies het, of wanneer jy party dae kom ons mos vir ons sonder dat ons besef foute maak. Maar God bly steeds lief vir ons en hy sê al die dae van sy lewe, selfs hierdie dae wat ons partymal nie reg doen nie of nie reg maak nie, bly God lief vir ons. En sy genade is altyd daar. Dawid weet hy is onder die bevoorregte eienaarskap van die groot opperherder en sal uit sy liefdevolle hand net goeie dinge ontvang. In Jakobus 1:17 staan daar: elke goeie gawe, elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit is God wat ons oorlaai met die goeie. Dit is uit sy groot liefdevolle hart wat daar vir ons 'n konstante vloei en voorsiening van die goeie kom. Dawid sê ook dat hierdie goedheid, genade, liefde sal hom volg al die dae van sy lewe. Dit wil sê, dit sal hom agterna sit, op sy spoor bly. Hy sal nie kan wegkom daarvan nie. Dit herinner aan Deuteronomium 28 vers 2, waar Moses sê: en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal. En dit is so awesome wat hierdie versie sê, is dat jy hoef nie te gaan soek vir die goedheid en guns van God nie. Die goedheid en guns van God agtervolg jou en dit sal jou inhaal. As ons die pad saam met die goeie herder loop, kan ons nie wegkom van sy goedheid en liefde nie. Dit sal ons volg al die dae van ons lewe, tot op ons ou dag sal dit ons volg. In Jesaja 46 vers 4 sê die Here: ook tot in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou, julle dra en julle red.
Prys God se groot en wonderlike naam. Jy kan Jakobus 1 vers 12 tot 18 ook gaan lees. Ware voorspoed. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, Psalm 23 vers 6. Wat ons nou smaak is ware voorspoed. God se soort voorspoed. Die voorspoed, liefde, vrede en diepe tevredenheid wat die wêreld nooit ken nie, omdat dit nie die goeie herder ken of deel van sy kudde is nie. Net so skape alles ontvang uit die herder se hand sonder verdienste. Net so moet ons leer om van die goeie herder te ontvang sonder om te pyns oor ons eie waardigheid of verdienste. Ja, geliefdes, dit is die tyd wanneer ons moet besef dat God is in beheer van ons lewens. En al dink ek en jy partymal, ons is nie waardig om die posisie te hê waarin hy ons sit nie, of ons dink ons is nie goed genoeg nie, of ons dink ons is nie mooi genoeg, of lank genoeg, of maar genoeg, of slim genoeg nie. God sit jou op 'n plek vir 'n rede. En daar waar hy jou sit, dis daar waar jy moet skyn, en dis daar waar jy die sout moet wees. En soms gaan die sout mense irriteer, want sout is, soos ek al gesê het, sout is 'n kiemdoder, sout is 'n skoonmaker, sout is die ding wat die bose uit die wonde uithaal, of wat sweersel uit die wonde uithaal. En net so is die sout wat binne in jou is en die lig wat binne in jou skyn, partymal op strategiese plekke gesit, omdat daar mense is wat God baie liefhet en wat hy wil hê moet meer van hom hoor en meer van hom kry. En moet jou entoesiasme en opgewondenheid oor hom sien en 'n honger en 'n dors daarvoor begin kry. Jy moet Jesus gaan wees op plekke waar dit soms nodig is, daar waar hy jou sit en daar waar hy jou wil gebruik. Baie keer sit ek en jy in omstandighede of in plekke of wat ook al, hoe dit ook al sy, waar ons nie baie gelukkig is nie. Maar ons word net vir 'n seisoen daar geplaas vir 'n rede, om daar 'n voorbeeld te kan wees, om daar vir iemand 'n troos te kan wees, om daar iemand te kan help. So as jy op plekke gesit word en daar is soms teenstand, teenstrydigheid, moeilikheid, moeilike mense, ongeskikte mense, mense wat altyd lyk of hulle net op uit is om vir jou in die moeilikheid te bring, partymal mense wat jou probeer verneder of jou sleg behandel of enigiets soos dit. Onthou net, verbly jou daarin, want jy's daar gesit net vir 'n seisoen om 'n werkie daar te doen of iemand daar te bereik of vir iemand moed te gee wat daar kom. So, wees geduldig en kyk wat die Here met jou wil maak. Dawid was al 'n ou man toe hy Psalm 23 gedig het. Hy het in sy lewe teleurstellings, mislukkings en tragedies beleef, maar terselfdertyd die Here leer ken as 'n God wat hom nooit in die steek sal laat nie, 'n God wat die behoeftes van sy kinders ken en oorvloedig daarin voorsien, 'n God wat vergewe, wat 'n lewe kan herstel en vernuwe, wat wonde kan genees en vrese kan wegneem. Hy het geleer dat ten spyte van donker wolke en diep valleie op sy lewenspad, die son vorentoe weer sal skyn. Hy het geleer dat God die beloftes hou wat hy in sy verbond die woord gegee het. Ten spyte van oënskynlike rampe in ons lewe, ten spyte van paadjies wat lyk soos doodloopstrate en donker dieptes waardeur ons baie keer moet gaan, ten spyte van swaar kry en droefheid, weet ons dat God alles ten goeie kan en sal laat werk vir ons.
Romeine 8 vers 28, en dat absoluut niks ons kan skei van sy geweldige liefde vir ons nie. Romeine 8 vers 38 en 39. Ek herhaal Romeine 8 vers 38 en 39. 'n Klaagliedere 3 in Klaagliedere 3 vers 22 en 23 sê die skrif: Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming, geen genade en erbarming nie. Dit is elke môre nuut. Die goeie herder se goedheid, genade en liefde word vir ons opnuut elke dag gegee. Ons moet dit maar net ontvang in die geloof en deur gebed. Kom ons glo en bely elke dag met vrymoedigheid saam met Dawid. Alleen u goedheid, genade en liefde sal my volg al die dae van my lewe. Tuiste en teenwoordigheid van God. En ek sal tuis wees in die huis van die Here. Psalm 23 vers 6. Die skape van die herder is absoluut tevrede met hulle lot in die lewe. Hulle voel so tuis in hulle omstandighede, saam met die ander skape in die kudde, en so tevrede met die versorging, goedhartigheid en aandag wat hulle van die herder ontvang. Daar is geen angstigheid, onrustigheid en onvervulde begeertes by hulle nie. Hulle wil nêrens anders wees nie. Net so aan die kant van die herder het daar 'n groot liefde vir en toewyding aan sy skape ontwikkel. Hy sal nooit daaraan dink om van hulle ontslae te raak nie. Hulle is te kosbaar vir hom. Hulle is sy vreugde en sy trots. Daar is 'n onbreekbare sterk band tussen die herder en sy skape, een wat vir altyd daar sal wees. Die Psalm begin en eindig met sterk positiewe geloofstellings van Dawid. Dawid is oortuig daarvan dat hy altyd 'n intieme band met die heiligdom sal hê. Hy sal in die huis van die Here bly. Die tempel was die plek van God se woning, van sy teenwoordigheid in Israel. Eintlik wil Dawid hier sê dat hy vir hulle altyd in God se teenwoordigheid sal wandel en tuis sal wees. Is die dinge wat die Here se huis, sy heiligdom, sy kerk nie wonderlik nie? Daar vind ons sy woord, sy genade, sy teenwoordigheid, die sakramente van die nagmaal en die doop en ander kinders van God, ons familie in Christus. Dit is letterlik in God se huis, want hy en sy skape is almal daar. Dit is waar ek gevoed en versterk word, waar die koinonia, dit is ware gemeenskap met my broers en susters in die Here het. Dit is ook ware tuiste, die een plek waar ons van die wêreld kan vergeet om iets van die hemelse, die goddelike aan te raak. Die psalmdigter skryf in Psalm 84 vers 1: Hoe lief het ek u woning, Here, Almagtige. Ek smag van verlange na die tempel van die Here. En in vers 5: Dit gaan goed met die mense vir wie u huis 'n tuiste is. In Hebreërs 10 vers 25 staan daar: Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie. In die ander Bybel sê hy, ons moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Maar, en dis in die 53 vertaling, 55 vertaling wat hy dit sê, moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie. In hierdie vertaling sê, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Ons verwaarloos die kerk se bediening tot ons eie nadeel.
Dit help nie ons het Jesus lief, maar hou nie van die kerk nie. Die kerk is waar die herder met sy kudde is en ons is deel daarvan. Ons sal ook soos Dawid altyd in God se teenwoordigheid wandel as ons Jesus getrou volg en met oorgawe dien. 'n Gedissiplineerde en intense gebedslewe het, die woord daagliks bepeins en die samekomste van die gemeente nie nalat nie. Kom ons bou hierdie dinge in ons lewe in. Geliefdes, hierdie gedeelte sê vir ons dit so mooi en soos ek gesê het in die 33-53 vertaalhuis, sê hy moenie die onderlinge byeenkomste versuim, soos menigte die gewoonte het om te doen nie. En geliefdes, ek wil hê ons moet op 'n plek kom waar ons besef, mense sien die kerk as 'n plek waar hulle nou moet gaan sit vir 'n uur of 2 en moet luister na al hulle sondes en al wat hulle verkeerd doen en hoe hulle moet regkom en hoe hulle moet die tyd te skort en al hierdie dinge is waar. Maar dit is nie waaroor die huis van die Here gaan nie. Die huis van die Here gaan daaroor dat God 'n plek op aarde geskep het. Ek praat nou van 'n gebou want ons moet ook onthou ten eerstens ek en jy is die kerk en nie die gebou die plek van samekoms waar ons bymekaar kom en saamkom en lekker tyd in die Here spandeer nie, waar ons kom om ons offerhandes te bring. En daarmee sê ek nie nou jy kan net jou offerhandes in die kerk bring nie. Jy bring daagliks jou offerhandes oral waar jy beweeg, op enige plek waar jy voel, nou wil ek bid, of nou wil ek prys of en worship, of nou wil ek woord verkondig, doen jy dit. Enige plek waar die Here vir jou roep en vir jou sê, hier het jy nou nodig om te bid, of hier het jy nou nodig om te sing, wanneer jy daai begeerte in jou hart kry om dit te doen, doen dit. Maar God het vir ons 'n plek van samekoms gegee, die gebou gegee, waar ons veilig in 'n groot groep mense, partymal klein ook. Jy kry klein kerkies ook, huiskerke, kerke in die veld het ek al gesien. Al hierdie plekke is plekke waar God dit vir ons 'n geleentheid skep om as familie saam te kuier in sy teenwoordigheid. En sy teenwoordigheid is daagliks met ons. Maar hier waar ons 'n klomp mense saamkom, daar is 'n spreekwoord wat sê hulle noem dit corporate solving. Dis waar jy op 'n corporate op 'n formele manier bymekaar kom en saamkom en saam die Here se naam groot maak. En iemand het eendag vir my gesê, maar jy kan nie Here se naam groot maak nie, sy naam is klaar groot. Ja, ek weet sy naam is klaar groot, maar dis vir my 'n voorreg om my gedeelte ook in te bring, om die Here te dien, om vir hom te sing, om my offer aan hom te bring. En dis waaroor praise and worship gaan. Dis waaroor woord bring gaan. Dit gaan daaroor om my offer vir hom te bring. En dit gaan oor hom en nie oor my nie. Dit gaan daaroor dat ek die voorreg het om sy woord te kan verkondig. Ek die voorreg het om sy hartklop vir julle te bring. En daarom, geliefdes, is dit om kerk toe te gaan, wil ek hê. Hoor hoe mooi sê hy hier vir ons. Hy sê dit so mooi in Psalm 84 vers 1. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. En in vers 5, dit gaan goed met die mense vir wie u huis 'n tuiste is. In Hebreërs 10:25 staan, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En in ons gemeente is dit so amazing. Van jy die oomblik daar instap tot jy daar uitstap, voel jy absoluut die liefde van 'n pragtige familie
wat by mekaar staan, wat daar is vir mekaar, wat vir mekaar bid, wat vir mekaar omgee, wat mekaar so verskriklik liefhet. Ons gemeente is oasis, ag, is oasis hier in Witbank. En dit is net so lekker om soontoe te gaan, om na die huis van die Here toe te gaan. En net in die teenwoordigheid van mense, medebroeders en sissies te kan wees, en die teenwoordigheid van God die Vader, die Heilige Gees Jesus. Heilige Gees is so aktief in ons gemeente, dat dit is net 'n wonderwerk om dit te beleef. Elke Sondag, elke liewe Sondag ervaar ek die werking van die Heilige Gees in ons gemeente, en dis net so lekker vir my. En ek moet ook vir jou sê, ek ek honger daarna, ek dors daarna, soos hierdie versie sê in Psalm 84 vers 1. O lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek smag van verlange na die tempel van die Here. En ek weet die kerk kan mense nie in die hemel bring nie. Ek weet dit gaan oor ons verhouding met Christus, en hoe baie keer het ons al vir mense gesê, moenie weet, mense het al baie vir my gesê, maar pastoor, ek bid elke aand en ek kom en ek gaan gereeld kerk toe. En dit is nie 'n verhouding nie, dis nie waaroor 'n verhouding gaan nie. Dis nie oor bid elke aand nie. Dis oor kommunikeer jy met Jesus. As jy 'n werklike verhouding wil hê, ons word in die samelewing geleer dat 'n verhouding kan nie werk sonder kommunikasie nie. En presies dieselfde is dit met jou verhouding met Jesus, met God die Vader en die Heilige Gees. Jy moet konstant in kommunikasie met hulle wees, sodat jy ingeskakel kan bly. Ek wil amper sê ingeplak kan bly. As jy dit nie doen nie, moet ek vir jou vandag sê, jy het nie 'n ware verhouding nie. Jy moet seker maak jou verhouding met die Here is reg, dat jy regtig ingeskakel is by hom. So geliefdes, dis wonderlik om 'n huis te hê waar jy kan 'n plek van aanbidding, waar jy die Here kan dien. En dis wonderlik om te kan uitsien daarna om elke Sondag daar te wees, omdat jy weet jou Jesus, jou Vader, jou Heilige Gees is daar en hulle wag vir jou, alhoewel hulle hier ook is. So geliefdes, ek wil vir jou sê, staan sterk, staan vas, hou vas. Skakel in by 'n gemeente waar jy deel is van 'n gemeenskap wat lief is vir die Here. Kry vriende, bring vriende en kom geniet dit om die Here te dien. Ek los jou dan met hierdie wonderlike boodskappe. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie vir hierdie pragtige boodskap. Dankie dat ek weer kon voel, Vader, hoe dat U selfs met my hart praat. En ek glo dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, ook so sal voel dat U hulle verskriklik baie liefhet en dat jy hulle altyd beskerm, altyd behoed en bewaar. Dankie Here dat U so goeie God vir ons is. Dankie Here dat U ons so oneindig liefhet. Dankie Here dat ons die voorreg het om U kinders te kan wees. Seën elkeen wat na hierdie boodskap luister vandag, Here, dat hulle sal besef, I am loved by the Most High God. Dankie daarvoor, Here. Amen en amen. In Jesus kosbare naam. Amen en amen. Geliefdes, ek is pastoor Elsa vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. Ek groet jou.
Shalom.